Goeienaand, ryklike seëning Christus Jesus vir een en elk. Nou die dag met julle vinnig gedeel oor die interessante opmerkings van Moses se geboorte en terwyl ek in die boek van Exodus is, tel ek weer iets op wat ek lankal al eintlik raak gelees en waaroor ek gewonder het en wat ek nooit eintlik besef het hoe diep hierdie waarheid is nie. En dit is eenvoudig dit, ek het 'n leerstelling, ek het nie 'n leerstelling nie, ek het 'n ding wat ek mense altyd sê, moenie stagneer in die woord van God nie. So baie van ons mense stagneer in die woord van God. Hulle kom tot op 'n plek en dan hak hulle daar vas en dan kan hulle nie verder verby dit beweeg of verby dit groei nie. Ek het 'n baie geliefde broer en hy het altyd hierdie ding, bid vir die vrede van Jerusalem, bid vir die vrede van Jerusalem. Ek sê vir hom, broer, dit is reg en dit was reg, volgens die woord van God, om vir Jerusalem se vrede te bid. En een van die redes word gegee, omdat die tempel daar binne was. Maar die woord het aanbeweeg, dinge het gebeur, daar het water in die see geloop. Wanneer ons by Daniël kom, en die engel praat met Daniël, dan sê hy, dit is vasbesluit, oorlog tot die einde toe. So, dit help nie meer ons bid vir die vrede van Jerusalem nie, want die woord het aanbeweeg. En kom ek op hierdie interessante ding af, en ek het eers vandag besef net hoe groot dit is. Exodus 19, die volk kom by die berg, né? En die Here gee opdrag dat die mense moet gereed gemaak word, dan moet hulle self heilig, sodat hulle die Here kan ontmoet, sy stem kan hoor. Luister wat sê die Here vir Moses, 19:21, And the Lord said unto Moses, Go down, charge the people, lest they break through unto the Lord to gaze, and many of them perish. Hier's die ding, 22, And let the priest also which come near to the Lord sanctify themselves, lest the Lord break forth upon them. Hierdie teksvers hoort nie hier nie. Dis my eerste gedagte. Daar was nog nie 'n priesterskap nie. Die Levitiese priesterskap het nog nie bestaan nie. Dit is Berg Sinai. Skaars uit Egipte uitgekom. Daar was nog nie 'n priesterskap aangestel nie. So begin ek die ding te dink en die Gees gesels en ons sorteer die ding bietjie uit. Voor die Aaron priesterskap, die Levitiese priesterskap, was daar reeds priesters vir God. Een goeie voorbeeld is Melchisedek. Ons lees dat hy is die priester van die Allerhoogste God en hy ontmoet vir Abraham en hy seun vir Abraham. Daar was priesters gewees, daar was wette wat ons vandag nie weet wat dit is nie, want dit is nie opgeskryf nie. Hierdie priesters, soos ons hier kan lees, het genader tot God, offers gebring, sekerlik, maar ons weet nie wat hulle praktyk was nie, ons weet nie waarvoor het hulle gestaan nie, ons weet nie wat die wet was nie. Toe kom die priesterskap van Aaron, volgens die wil en die keuse van God. En nou gaan staan baie mense daar stil en sê, weet jy wat, ons glo net in die 5 boeke van die Bybel, ons weet God het met Moses gepraat. Die woord is lewend en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard. Die woord het aanbeweeg. Ons het nou 'n nuwe priester, hoëpriester in Christus Jesus, soos wat die boek van Hebreërs verklaar. Hoor wat sê die boek van Hebreërs aangaande die nuwe priesterskap in Christus Jesus. Hebreërs 7 vers 12. For the priesthood being changed, there is made a necessity, a change also of the law. Dis 'n diep woord. Die wet het verander. En as ons mooi gaan lees, wat skryf die Hebreërs se skrywer daar vir ons, dan sê hy, as die wet van Moses goed was, die priesterskap van Aaron goed en reg was, en nie opverbeter kon word nie, dan sou ons nog steeds daar gewees het. Maar Christus Jesus
bring 'n beter priesterskap, bring 'n beter covenant. Vergeet ek 'n Afrikaanse woord, maar julle weet wat ek bedoel. So, ons het nou die dag 'n storie gedoen oor die naam van Jesus Christus, hoekom dit 100% reg is. Ons het uitgewys dat die naam verander met die verskillende verbonde, daar is die woord, die verskillende verbonde. Voor Abraham, Isak en Jakob, met hulle tyd, het hulle nie die naam Yahweh geken nie, hulle het hom geken as die Almagtige, die Allerhoogste God. Toe kom ons met die Aaron priesterskap, toe word die naam Yahweh gegee, nou kom ons by die nuwe verbond, die naam Jesus Christus word gegee. Jesus die Christus sal 'n baie beter manier wees om dit uit te spreek. En ons het gesien dat wanneer ons by die nuwe hemel en by die nuwe aarde gaan kom, dan gaan die naam weer verander. Hier sien ons 3 priesterskappe, waarvan getuig word in die woord. Die eerste ene, ons weet nie wat dit behels het nie, ons weet nie waaroor dit gegaan het nie, want dit is nie opgeteken nie. Die tweede een, die Levitiese priesterskap, ons het 'n hele boeke, vol reëls en regulasies en voorskrifte en wat en hoe en waarom en as gevolg van wat. Verby. Ons het 'n derde nuwe priesterskap in Christus Jesus ons Here. En in hierdie priesterskap van die Here Jesus Christus kan ons met alle vrymoedigheid onder die bloed van Christus nader tot die genadetroon, wat niemand van tevore kon gedoen het nie, want die bloed van die lam was nie daar nie. So broer en suster, geliefdes, moenie gaan vassteek by die priesterskap van Aaron nie, dis verby vir ewig. Die wet van Moses is verby vir ewig. Daar's 'n nuwe wet op die tafel. Die Here Jesus is die nuwe priester, die hoë priester, wat nie die aardse dinge bedien nie, maar die hemelse dinge bedien, wat baie meer uitnemend is as die dinge van die aarde. Kom na Christus Jesus toe, word onder Christus as jou hoërpriester, 'n persoon wat vrylik nader tot die genadetroon onder die bloed van die lam. Mag die Here julle ryklik seën. Mooi loop.